Maak die hemel oop deur die bloed en die liggaam van Jesus Christus oor my lewe. In Jesus naam. Heilige Gees, maak my wedergebore. Lewende God, maak my wedergebore. Maak my 'n kind van God. God, ek wil jou pa noem. Papa God. Papa God. Maak my jou kind. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Here, laat die teenwoordigheid nou in hierdie plek val. Heilige Gees, ons nooi jou uit. Die engele van God, ons nooi jou uit. Doen wat net U kan doen, Vader. En doen iets amazing in elkeen van ons se lewe. In Jesus naam. Amen. Kyk, ek brand vandag met die woord van God om vir julle die woord te bring. En die woord wil ek vir julle sê is nommer 1, 'n woord van hoop. Ek wil vir julle dadelik sê dat Beaufort West, daar's hoop vir julle. Want julle is op God se map. Ek wil vir julle sê, daar is 'n roeping, en ek wil amper sê, in Engels noem dit as 'n visitation. Wat is dit in Afrikaans? Dis 'n ontmoeting, né? Daar's 'n ontmoeting vir Beaufort West. Ek wil vir julle elkeen wat hierso sit, die adres waar jy bly is op die Here se target. Jy's op sy map, en hy is reg om 'n ontmoeting met julle te hê. Hy sien julle uit, en ek wil amper sê vir julle so, hy sien uit om na julle toe te kom vandag. Hy sien uit om julle te bereik vandag op hierdie veld. En hy sien uit om julle lewens in julle huise te vul, julle strate onderste bo te draai, dat julle goedheid en die guns van God kan sien hierso in Beaufort West. Is daar mense hierso wat my hoor en wat my glo? Tieners, is julle nog hierso? Daar sy tieners. Yes, ek kan vir julle sê, weet jy hoe lief is die Here vir julle? Man, die Here smag na julle. Hy het so 'n roeping op hierdie Gen Z nation. Ek sê julle wat, die ouer gare wat hierso sit, julle moet net watch. Hierdie tieners gaan hierdie land onderste bo draai vir God. Hulle gaan dit onderste baie vir God. Hulle gaan in government sectors en elke liewe sektor ingaan en hulle gaan amazing dinge accomplish. Maar ek het 'n paar skrifte, as daar iemand wat honger is vir die woord van God. Ek wil vanaand vir julle 'n bietjie vertel wat het die bloed en wat het die liggaam van Jesus Christus vir julle gedoen. Want jy weet, ek weet in ons land, wat maar 'n Christen land is dit nie. Soos wat ek het so scan, sien ek, daar's 'n church, daar's 'n church, daar's 'n church, maar jy sien die kerke oral, né? So dis nie onbekende nuus dat Jesus red nie. Amen. Ons almal weet hy red. Ons almal weet hy vergewe van sonde. Is dit nie so nie? Tieners, julle het dit seker al gehoor. Kinders wat hier is, julle het dit seker al gehoor. Jesus is lief vir my en Jesus het dood gegaan vir my. Maar my vraag aan jou is, wat anderste het die bloed van Jesus nog ook vir jou gedoen? En wat het die liggaam van Jesus Christus ook vir jou gedoen? Want ons almal weet, hy het met sy arms oop op die kruis gehang. Hulle het hom vasgeslaan aan daai kruis en hom gepen. En die Bybel sê vir ons dat elke man wat op 'n boom hang, is gekurs. Daar's 'n kus op daai man. Hy's vervloek. Maar daai vervloeking en daai kus wat op hom gekom het van ons afgekom en op hom gekom. So ons wil weet, Here, wat is dit? Wat is die prys wat jy vir my en jou betaal het? Wat is dit wat die bloed vir ons gedoen het? Amen. Is daar van julle wat ietsie wil leer vanaand? Jong mense, wil jy ietsie leer? Van die bloed en die liggaam van Jesus Christus. Jy hoef nie skaam vir my te wees nie, hoor. Ek is lief vir julle. Ek wil vir julle eerste skrif hierso lees. Hierdie is uit Openbaring 1 vers 5 uit. Hoor gou hierso wat sê dit. En van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, wat heers oor die koning van die aarde, aan hom wat ons liefgehet en deur sy bloed het hy van ons sondes verlos. Nou ons verstaan daai ding mos maklik, né? Hy het ons sondes vergewe, maar verlos beteken nie vergewe nie. Sê gou vir my, wat beteken verlos? Die man sê antwoord gee. Kyk hierso, as jy mos nou gebind is, né, jy's in die tronk, waarvoor smag jy? Jy smag om terug te gaan na jou familie toe, jou mense toe. Maar hoekom kan jy nie? Want jy is gevangenes gehou. Jy het ketTINGs aan jou, jy het boeie aan jou. Is daar iemand hierso wat al gearresteer is, wat daai stress ken? Eers ek was daarom nog nie daar nie, maar ek was al close.
Ek was al close toe ek jonk was. Maar laat ek vir jou sê, die bloed van Jesus, luister mooi dames en here, vergewe jou nie net nie, maar verlos jou. Beaufort Wes, jy is verlos deur die bloed van Jesus Christus. Elke plan wat die vyand vir julle het, daar's verlossing in die bloed. Alles wat van tevore in die verlede gedoen is, deur mense wat planne van Satan gehad het vir Beaufort Wes, die bloed van Jesus Christus is teen elke plan van Satan. Is daar mense hier wat in die Here glo, wat kan amen sê vir my? Kyk vanaand asseblief, moet julle nie stil wees op my nie. Ek was al in julle churches, en julle praat hard. So praat hard maar hierso ook, asseblief tog. Ek weet my velletjie is wit, maar in ons kerk praat ons terug. Amen. Waar is my kerkmense? Nou wil ek vir julle gou die volgende netjie so lees. Hierdie is uit Romeine 5:9. Ons is nou vrygespreek deur Jesus se bloed. Hoeveel te meer sal hy ons nie deur Jesus verlos van die toekomstige oordeel nie. Wat daai van praat, veral in die Engels, dit beteken, jy was ongeregtig, nou het sy bloed jou geregtig gemaak. Met ander woorde, dit is soos om in die hof te staan. As jy in die hof is, kom ons sê hierdie dametjie hierso, met die blou broekie, sy sit in die hof, sy het moord gepleeg, sy het my kind vermoor, nou sê sy vir die hof, ek is jammer, en sy huil, asseblief, ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie. En sê my gou, as daai hof daar staan, en hy sê, Jesou, ek kan sien, hierdie dame is ernstig, ek vergewe haar, sy kan maar gaan. Gaan ons happy daaroor wees, as 'n moordenaar rondloop in die strate? Hallo? Tieners, gaan jy happy wees, as iemand van jou vriende doodgemaak is, met die moordenaar loop rond, want hy daar gaan huil in die hof. Nou laat ek jou iets vertel oor God, jou Vader. Hy kan jou ook nie laat gaan nie. Die sondes wat jy gedoen het, hy kan jou nie laat gaan nie. Wie gaan betaal? Wie gaan in jou plek tronk toe gaan? Kan ons die moordenaar net vrylos op die straat nie? So hy kan jou ook nie net vrylos nie. Verstaan ons ietsie daar van God ons Vader? Jy is in die hof van God. En elkeen wat gesondig het, moet die prys betaal van die sonde. Ons verstaan nou, nee. Maar, hoor jy so? Terwyl sy huil vir haar sonde, en treur, en sê ek sal het nooit weer doen nie. Sê die hof, ek is jammer, maar kan jy laat gaan nie. Maar skielik, hier kom 'n ander man by die hof in. 'n Man wat nog nooit moord gepleeg het nie. 'n Man wat nog nooit gesondig het nie. Ek dink julle weet ook, wat is sy naam? Wat is sy naam? Wat is sy naam? Hulle sê sy naam is Jesus. Hier loop hy by die hof in, en wat sê hy? Hy sê, wow, Vader God, daai judgment, daai vonnis, daai boeie, sit dit op my, ek vat dit in haar plek. Sê vir my dame, hoe gaan jy voel, as jy verlos is, van so 'n straf, die straf van die dood? Jy jubel, jy juig, jy dans. Wat doen jy as jy by die huis uitkom? Gaan sit jy net op die couch en doen niks met daai goeie nuusie? Gee my 'n break. Gee my 'n break, jy vertel vir almal van die goedheid van Jesus Christus, want ek was 'n sondaar, ek het 'n boete gehad, maar my boete is deur die bloed van Jesus uitgesmeer. Wie verstaan daai? As jy papier vat en jy smeer hom vol bloed, jy kan nie meer lees wat daar aangaan nie. So Satan staan daar met daai papiere, en hy sê, ek wil die vrou gou aanklag van, man, dit was hier, ek kry nie gelees nie. Julle sien, op haar papiere lê die bloed van Jesus Christus, want die dame het berou gehad van haar sonde. Hoor hierso, vir wie van dit julle hierso, is dit goeie nuus? Kom praat met my mense. Geef vir my amen. So die bloed van Jesus het jou nommer 1, jou geregtig gemaak. Nommer 2, het jou gewas. Jy is silverskoon deur die bloed van Jesus. Maar nie vir die persoon wat nog nie sy lewe vir Here gegee het nie. Jy's in jou sonde, in jou hofsaak wag vir jou. Kolossense 1:20. En om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy my vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Wie weet wat daai woordjie beteken?
Want as die bloed my versoen het, wil ek mos nou weet, wat is 'n versoen? Die jong mense dink 'n versoen is 'n kans om te soen. Dis nie soen nie, boys. Julle moet julle koppe nou reg hou, né? Versoening is restoration. Harmony with God. Sê my julle, as jy in jou sonde was, sê ek in my sonde was, nou as 'n tiener, né? En jy praat oor die Here, kan ek met duidelikheid vir jou sê, ek is nie meer in synchronization met die Here nie. Wie weet hoe is dit as jy by 'n Wi-Fi try connect? Ja, my iPhone van jou wil ek connect nie. Sê my, loop die data? Nee, hy loop nie, want jy's nie in sync nie. Nou so is dit ook. Deur die bloed van Jesus is jy nie meer geheg aan die wêreld. So alles wat die wêreld sê, maak so, maak so, maak so, maak so. Ja, nee, nie ek nie. Ek het 'n nuwe synchronization. Ek is op 'n ander frekwensie. Ek is gerestore. Ek is in harmony met God. As God my lief het, hoekom het ek liefde vir die wêreld? Ek het nie meer nie. Ek het iemand anders te lief. Jesus Christus. Hoor die verwikkeling, dit is ons goeie nuus. Dis wat ek wil hoor. Daai woord in Engels praat van reconciliation. You are changed from one state into another. Laat mense dit vir sê, dis goeie nuus daai. Want toe ek 'n sinner was, enigste ding wat ek wil gehad het, is dat ek net vrede het met God. Man, om weg te wees van God af, is soos 'n kanker wat eet aan jou siel. Ek voel nie lekker nie. Die sonde proe lekker in die oomblik, maar daai volgende oggend wat jy gaan wakker word, voel jy soos twak. Jy voel soos gemors. Jong mense, daar's niks in sonde wat vir jou kan offer nie. Maar daar is iets wat God jou kan offer. Want dit is waarvoor jy geskape is. Vir God se plesier en om beter te ken. Amen. Kom ek lees vir julle Efesiërs hierso 1:7. Wie's besig om hierdie skrif te geniet? En laat ek vir julle sê, alles wat ek hier lees, spreek ons uit oor die luidsprekers, oor Beaufort Wes. Laat Beaufort Wes weet wat het die bloed gedoen. En luister, daar's party mense wat dalk nie hoor nie, maar laat ek julle sê, dit wat in die hemele aangaan, is besig om te hoor. Wat het die bloed van Jesus vir Beaufort Wes gedoen? Deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God, wat al die wysheid en insig het. Ek wil vir julle bietjie vertel, wat beteken hierdie. En elke nou en dan as ek so 'n slukkie water vat, vergewe my, ek kom van Georgia. Ons het water daar. Mense, maar dit is droog in hierdie plek. Sjoe. Hierdie verlossing, kan ek in Engels vir julle lees? Julle mense ken mos al Engels in die plek. Ja, julle ken mos Engels. Release from the payment of ransom. Ek dink julle verstaan wat 'n ransom. Julle weet mos, die gangsters onder mekaar, as hulle die kompetisie nie like nie, dan sit hulle mos 'n ransom na. Gaan haal hy man uit. Nou jy sien, jy dink, Satan is jou vyand, maar kom ek gee hom gou 'n bietjie weg. Johannes 10:10, hy het gekom om vir jou te verwoes, en vir jou dood te maak. Dit is sy planne vir jou. Maar God het planne om vir jou lewe te gee, en lewe in oorvloed. Amen. En dis in hierdie leeftyd, jy hoef nie te wag totdat jy dood is in die hemel aankom nie. Amen. Jy kan nou lewe in oorvloed. Maar dit kom van, dat daar ransom wat op jou kop is, gerelease word oor jou lewe. Jy word ontslaan van daai ding. Dis nie meer, hang nie meer oor jou lewe nie. Is dit goeie nuus vir iemand hierso? Is dit goeie nuus vir Beaufort Wes? Beaufort Wes, jou redemption is hierso, want Jesus Christus is hier op hierdie veld, en hy is op hierdie dorp, en hy het 'n plan met elkeen van julle. Amen. Levitikus 17:11, want die lewe van die enige dier is in sy bloed. Ek het vir julle die bloed gegee, om daarmee versoening te doen vir julle sondes. Bloed verteenwoordig lewe, en dit bring versoening. In die Engels praat ons daarvan atonement. Met ander woorde, dit cover jou. Jy sien, hoekom is dit goeie nuus om gecover te word? Jong mense, hoor vir my. Die rede hoekom dit goeie nuus is om gecover te word, is sodat as jy uitreik na God toe, en hy red jou, kan jy met God loop. Wie van ons maak nog steeds foute? Lyk my net so 10% van die mense op die veld.
Magtig, maar ons heilige mense op in die veldjie. Geen wonder ek voel die Here so sterkie, want ons heilige mense hierso. Jy sien vir daai foutjies, ons wil mos nie bly in daai foute nie. Nee, ons hou nie van ons foute nie. Maar die rede hoekom jy nog steeds sterk met die Here kan loop, is want sy bloed is op jou, oor jou. En al wat God sien as hy na jou kyk, hy sien die bloed van Jesus Christus. Magtig, maar is goeie nuus. Kan ek 'n lekker harde amen kry? Man, kan ons 'n bietjie skree, Jesus! Jesus! Lekker man julle. Here, ons wil vir jou sê, jy's 'n goeie God. En Jesus, ons is dankbaar vir jou en vir jou bloed. Laat ek hier soveel lees, wat sê Johannes 2:2? 1 Johannes 2:2 sê, hy is die versoeningsoffer vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook die vir die hele mensdom. Nou kom ek praat gaan met 1 of 2 mense hierso, maybe 10, 20. Jy sit hier, jy sê, luister hierso, jy die mic, jy lyk netjies, jy lyk of jou lewe in orde is. Ja, maar jy verstaan nie wat het ek gedoen nie. Kan ek gou weer ietsie lees? Die hele mensdom is vergewe deur die bloed van Jesus Christus. Jy is verlos, Beaufortwes. Jy sê ek het moord gepleeg, jy verstaan nie, ek het iemand geryp, ek het drugs gedoen. Die hele mensdom is deur die bloed van Jesus Christus vergewe. Is daar iemand wat my hoor? Ek wil hê daai wat sê ek het te veel twak aangevang met my hoor. Dan sê die Heilige Gees vir my nou een ding. Jy sê, jy verstaan nie, ek het die Here gedien, maar ek het weggeval. En ek het teruggegaan na die goed waarvoor hy my verlos het. Ek praat met 'n paar mense. Ek wil vir jou sê, jy val nog steeds onder die skrif van die Here, lewe elke liewe dag. Jy val onder hierdie heelal. Jy is nog steeds vergewe deur die bloed. Jy is vergewe vir jou backslidden state. Die Here se arms is oop vir jou vandag. Elke prodigal son wat teruggedraai het na die wêreld toe, jy kan nog steeds terugkom. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker hande klap. Prys die Here. Prys die Here. En in Engels praat dit van propitiation. Kyk, is 'n wille woord daai. Maar dit praat van God is nie meer kwaad nie. God is nie meer kwaad vir sy mensdom nie. Hy het sy seun gestuur. Nou preek ons 'n ander boodskap. Die boodskap is om te sê, hierdie is die jaar van die goedheid van die Here. Hierdie is die jaar, jong mense, hierdie is die jaar van die goedheid van die Here. Kan ek gou ietsie oor julle lewens spreek? Al die jong mense wat hierso sit, jy's 'n tiener, ek spreek nou oor jou lewe, dat as jy die Here 'n go sal gee, met alles wat in jou is, sê ek nou vir jou, die volgende jaar van jou lewe, gaan die wildste, mees amazingste, mees verlossendste jaar van jou lewe wees. Jy gaan nie kan imagine wat die Here vir jou doen nie. Ek spreek, jy gaan die grootste jaar van jou lewe hê in Jesus naam. Halleluja. Waar is die ouer mense in die huis wat die Here 'n bietjie prys vir daai? Kom, spreek oor julle jong mense. Skud Suid-Afrika. Verander ons land. Change die skole. Halleluja. Jy weet, jong mense, ek scroll op Instagram die ander aand, en ek sien 'n jong bil, hy is 16 jaar oud, hy staan in pouse, staan hy op die veld met sy Bybel, daar's so 20, 30 jong mense om hulle, en hy sê vir hy 20, 30 jong mense, luister Here, kom ons lewe vir die Here. Die krag van die Here is vir ons ouderdom. Ons hoef nie te wag tot ons dood is in die hemel is nie, dis vir ons vandag. Amen. 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 Kom jong mense, dat julle begin preek in daai skole van julle. Dan laastens, hoor gou hierso wat het die bloed nog vir julle gedoen. En hierdie is die mees kragtige gedeelte. Jesus staan saam met sy disippels en hy hou communion. Wie weet wat is communion? As jy die wyn drink en die broodjie eet, wie ken daai? Weet jy wat beteken daai bloed wat jy drink? Kom ek lees vir hierso. Hy het dieselfde gedoen met die beker na die ete gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat teen wille van julle uitgegiet word. Daai beteken daar's 'n nuwe verbond tussen die mensdom en God, as gevolg van Jesus Christus. Jong mense, jy hoef nie met jou sonde 'n verbond te maak nie. Jy hoef nie met jou verlede 'n verbond te maak nie. Jesus Christus se bloed gee vir jou geleentheid om met God 'n verbond te maak.
Luister, jy kan 10 jaar oud wees. Jy kan vir Jesus sê, Here, ek maak 'n verbond met U. En sy bloed gaan 'n verbond maak met jou. Nou wie hierso weet, wat is 'n inheritance? Wat is dit in Afrikaans? Erfenis. Weet wie wat sy erfenis? Weet julle mense? Wie weet wat sy erfenis? Erf julle mense niks in die plekkie. Net government grants, nee. Prys die Here dat die government ten minste 'n paar randjies het, nee. Om te help. So, wat 'n erfenis is, jou ouers bou op, bou huise, spaar geld, en as jou ouers doodgaan, dan sit hulle dit in jou wil, in hulle wil, en dan gaan dit na die kind toe. So daai kind het nooit gewerk vir daai geld nie, maar as die ouer doodgaan, dan kry die kind die huis, die geld en al die dinge. Vir wie klink dit soos 'n lekker deal? Kyk, mens wil jou ouers verloor nie, daar's niks lekker in dit nie. Maar om 'n erfenis te kry is amazing, want dit set jou op vir die res van jou lewe, en om vir jou kinders weer 'n blessing te wees. Maar nou sien, Jesus Christus en God die Vader het 'n erfenis vir julle ook. Maar hier is wat godsdienst doen in ons land. Dit sê vir jou, die dag wat jy sterf, dan gaan jy hemel toe, dan gaan dit lekker wees. Maar sê my gou, die ene wat daai wil in plek gesit het klaar gesterwe. Nou waar verwag ons? Waar verwag ons kinders van die Here? Tieners, waar verwag jy? Jesus Christus het gesterwe. Hy het sy wil in plek gesit. Hy het sy bloed uitgestort. Hy het gesê, maak 'n verbond met jou. Dan alles wat in die hemel is joune. Jy hoef jou haast om uit te blaas en eers in die hemel aan te kom om agter te kom nie. Vir wie klink dit soos goeie nuus? Kom, iemand praat met my. Wie sê dis goeie nuus? Om te weet, alles wat in die hemel is myne. Is dit goeie nuus, jong man? Ja, nou waar verwag jy? Waar verwag jy, dame? Waar verjag jy, jong man? Dis tyd om klein te sit. Dis tyd om 'n eis in te sit. En te sê, Here, hoor hierso, hierdie man het my vertel, dit wat in die hemel is myne. Ek sit 'n eis in. Ek sit 'n eis in. Jong man in die groen, is jy reg om 'n eis in te sit met die Here? Want ek sien hulle stamp en karring in mekaar. Maar hoor, wat is die woord van die Here? Dat God met jou praat vandag. Want daar's 'n paar duiweltjies wat hier en daar 'n ding gaan bietjie roer en gaan stamp en kerm. Maar los hulle. Hulle weet hulle tyd het gekom. Hulle gaan ook brand in die vuur van hel. Amen. Maar dis wat God lief het, gaan saam met hom vier fees en in die nuwe wêreld ingaan. Kom ek vertel julle 'n goeie nuus hierso van die liggaam van Jesus Christus. Wie geniet hierdie skrif? Kom ek lees vir hierso Kolossense 1:21. Eers was julle ook ver van God af. Met verkeerde daade het julle gewys dat julle hom vyandig is. Maar nou het hy julle met hom versoen deurdat sy seun as 'n mens gesterf het. Dit praat van die liggaam van Jesus Christus. Het vir julle gesterf. En nou is julle skoon en foutloos voor hom. Hebreërs 10:10. Omdat God dit so wou hê, is ons geheilig deur Jesus se liggaam wat eers en vir altyd vir ons geoffer is. Deur Jesus se liggaam, jong man, is jy heilig gemaak. Heilig. Dame, meneer, jy is heilig voor Jesus Christus. Jy is heilig voor jou God. Nou as ek heilig is, sê vir my gou, as ek net kan agterkom, sy liggaam het my heilig gemaak. Sê my, wat is die probleem? Hoekom sukkel ons om vir die Here te lewe? Hoekom sukkel ek om met God te bid? Hoekom sukkel ek om my woord te lees? As ek heilig is vir God. Kan ek julle sê goude, is omdat ons godsdienst glo. Ons glo nie wat die woord van God sê nie. Godsdienst sê vir my en jou, dat jy is net vergewe van jou sonde, sodat jy eendag hemel toe kan gaan. Ek is hier vandag, Beaufort om vir julle te sê, jy kan vandag vir die Here lewe, asof jy in die hemel is. Jy hoef nie te wag nie. Jy is heilig voor die Here, want sy liggaam het seker gemaak, jy is heilig. Hy is die lamoffer van God. Hy het dood gegaan vir jou, dat jy vandag jou beste lewe kan lewe, saam met Jesus Christus. Amen! Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Ek wil vir julle nog 'n bietjie lees. Jesaja 53:5. Hy is geslaan, hy is gepynig, teen wille van ons sondes. Hy is gestraf, sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan,
sodat ons gesond kan word. Nou, julle wat siektes het in julle liggame, julle wat sukkel, julle wat 'n miracle nodig het, jy wat sê, hoor ek het 'n fout gemaak, ek het seks buite huwelik gehad, ek het HIV en AIDS in my liggaam, ek het kanker in my liggaam, my oë wil nie meer sien nie, my liggaam wil nie meer werk nie, ek het asma, ek is 'n diabetes, luister vir my, die straf wat op Jesus Christus se liggaam geval het, by his stripes, you have been healed. Deur die strepe wat op sy rug geland het, elke liewe ene, klapskoot, 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 10, 20, 30, 40, elke klapskoot wat op sy rug geval het kanker geval, het diabetes geval, het elke siekte geval, het elke demoon geval in hierdie plek. Ons raak te gewoond aan die skrif van God. Kom ons gee Jesus 'n beter hande klap as daai. Here, dankie vir jou rug. Dankie dat jou rug gebloei het vir my. Halleluja. My stemmetjie droog uit in hierdie droë lig. Sê, Here, help hom. Help hom dat hy kan praat. Hy het nog 3 ure se skrif om te lees, die man sukkel. Die goeie nuus is, maak nie saak wat se siekte in jou liggaam gaan nie. Laat ek gou ietsie spreek oor daai siekte. Ek spreek sommer nou al vooraf. Vanaand is die aand wat jy die knie buig vir die naam van Jesus Christus. Jy kom na einde toe en genesing gaan uitbreek op hierdie veld in Jesus magtige naam. Is jy reg vir 'n ding? As jy siek is jy reg om genees te word. Hoor jy 'n bietjie wat in die liggaam vir jou gedoen? Gaan jy wag totdat jy dood is? Gaan jy wag totdat jy hemel is? Nee. Gaan jy dit vandag vat? Ja. Jong man, gaan jy vandag jou genesing vat? Amen. Prys die Here. Prys die Here op hierdie veld. Here, ek verwelkom jou teenwoordigheid hier so 'n magtige manier. Val in hierdie veld. Skud vir ons onderste bo. Draai hierdie astroturf sommer onderste bo ook. Laat die vuur van God val. Dan wil ek vir julle ietsie hierso lees. So Jesus Christus het 2000 jaar gekom. En die Bybel sê, hy is terug opgevaar na die hemel toe. Jesus Christus sit aan die regterhand van God. En hy is besig om te bid vir jou en vir my. Hy het 'n plan met jou, hy het 'n plan met Beaufort Wes. Hy is besig om in te tree. Maar ek wil julle gou vra, het Jesus ons alleen gelos? Sê gou weet, hy jou alleen gelos? Sondaar! Ek wil vir jou goeie nuus sê, die Here het iets vir jou wat die wêreld nie kan offer nie. En dit noem ons die Heilige Gees van God. Toe Jesus opgevaar het, toe sê hy vir sy disippels, ek gaan my Heilige Gees stuur vir julle. Ek wil hê julle moet gaan wag in die upper room. In Johannes 20:22, toe staan hy voor sy disippels, toe sê die woord van God, en hy het oor hulle asem gehaal. So, oor hulle asem gehaal. En toe oor hulle asemhaal, toe sê die Bybel, toe word gevul met die Heilige Gees. God het ons gelos met sy een en eindigste Heilige Gees. En die Heilige Gees het 'n plan met mensdom. Kan ek julle lees wat is sy plan? Wie wil hoor wat is die Heilige Gees se plan? Wie wil weet wat is sy job description vir Beaufort Wes? Wil julle 'n bietjie hoor wat kom? Laat ek vir julle lees hierso. Lukas 4:18. En Beaufort Wes, laat die hemele luister. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my aangestel het. Hy het goeie nuus vir die armes aangekondig. Hy het my gestuur om aan te kondig dat die gevangenes vrygelaat gaan word. Is daar iemand hier wat gevangene voel? Ek wil vir jou sê, jou dag het aangebreek. Jy gaan vrykom. Dat die blindes sal sien. Luister, as jou oë fisies blind is, gaan jy sien vandag. Maar hier is die mense hierso wat blind is met drang, vind dit nêrens nie. Dit noem jy blind, want jy kom hier agter, God het jou geskape vir hom nie. Daai blinde oë gaan nou oopkom, want die vuur van God gaan val in hierdie plek. Die Heilige Gees is hier om uitgestort te word. Dies wat onderdruk is, gaan bevry word. Luister, wie is ons moeg om onderdruk te word?
Of geniet ons dit? Come on, ons is moeg geploeg en ons is reg vir die verlossing van Jesus Christus, dat hy daai druk afval. Jesus het gesê, bring julle laste na my toe, dat ek my las vir jou kan gee. My las is lig. Dit wys vir ons, die planne van die Here wat hy vir ons het, is nie planne wat jou gaan doodmaak nie, maar die wêreldse planne is om jou te laat werk, soos 'n oks, soos 'n bees, om met te werk totdat jy maar en uitgewerk is, maar nie die Here nie. Hy is hier so om vir jou 'n fantastiese plan te gee, vir jou lewe. En dat die tyd van die Here se goedheid het gekom. Mense, ek spreek nou oor Beaufort Wes. Elke dame, elke man wat hier sit, elke jong mens, die goedheid van die Here is hierso vandag. Die goedheid is hierso, reg nou. Kan ons die Here 'n groot handeklap gee? Kan ons 'n bietjie skree, Jesus! 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 Kom aan, gee hom 'n handeklap! Here, ons prys U vir die Heilige Gees van God. Halleluja. Prys die Here. Ek dank U net vir my span wat bid, terwyl sy woord van God verkondig. Amen. Dit is die tyd van die goedheid van die Here. 2 Korintiërs 3:17. Die Here is die Gees. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ek wil vir julle sê, die Heilige Gees van God, wat binne elkeen bly, wat sy lewe vir die Here gegee is, weet jy wie bly binne jou? Jesus Christus. Want die skrif sê, die Here is daai Gees. En dit is daai Gees wat vandag uitgestort gaan word, en die geleentheid wat ons gaan gee, vir elkeen om 'n lewe vir God te gee. Jy gaan die Heilige Gees van God ontvang, en daai Gees is die Here. En waar die Gees van die Here is daar. Dit sê daar is vryheid. Waar die Gees van die Here is daar. Waar die Gees van die Here is daar. Kom aan, ons al mense wat 'n bietjie vry wil wees in die plek. Nee, vry van drugs, vry van alkohol, vry van mismoedigheid, vry om nie te weet dat God 'n plan het vir jou lewe nie. Daai vryheid kom na hierdie veld toe vandag, en daai vryheid kom na Beaufort Wes toe, in Jesus magtige naam. Halleluja. Het julle hierdie woord ontvang vandag? Is daar iets wat met julle praat? Is dit vir julle goeie nuus om te weet, dat daar is baie meer beskikbaar deur die bloed en die liggaam van Jesus Christus? Come on, mense. Gaan ons 'n bietjie ophou net op ons banke sit by die huis, en weet dat ons is vergewe, maar gaan ons lewe in daai vergifnis? Gaan ons lewe in daai vryheid? Gaan ons lewe in daai genesing? Is daar mense wat gaan lewe? Of gaan julle by die huis sit? Kom aan, wie gaan ons join? Om te lewe vir God? Amen! Amen! Gaan ons stoot vir die Here? As Jesus Christus in sy woord sê, dit is die jaar van die goedheid van die Here vir Beaufort Wes. En sê my gou mense, as ons by die huis sit, ons vertel niemand nie, hoeveel God goedheid gaan plaasvind in Beaufort Wes. Jesus sê, dit is die jaar van die goedheid van God. As ons almal by die huis sit, ons vertel niemand nie, hoeveel goedheid gaan plaasvind in Beaufort Wes. Jong mense, as jy niemand by die skool vertel, dat is die jaar van die goedheid van die Here nie, gaan iets verander. Niks gaan verander nie. Ouer mense, niks gaan in jou buurt verander nie. Niks gaan in jou straat verander nie. Niks gaan in jou huis verander nie. Maar as ons vir mense begin vertel, dit is die jaar van die goedheid van die Here. Dit is die jaar van verlossing. Dit is die jaar wat die blindes kan sien. Dit is die jaar wat die wat geboei is kan vrykom. Dit is wanneer verandering gaan kom in Beaufort Wes. Dit is wanneer verandering gaan kom onder die kleerlingnasie. Die eerste 2 kere wat ons op hierdie velde was, en toe ons daar in Rosemore en George met die kleerlinge uitgereik het, toe sê die Here vir my, sê vir die kleerlingnasie, sê vir hulle, en pleit met hulle, julle het 'n rol van God af in die nasie van Suid-Afrika, en as julle daai rol nie speel nie, gaan die plan van God nie geskied in Suid-Afrika nie. So ek vra vir julle kleerlingnasie,
Waar verwag julle? Speel julle rol. Gaan agter God aan. Vat die land vir die naam van Jesus Christus. En toe sê die Here vir my, sê vir hulle, moenie daar stop nie. Toe sê ek sal hulle op vliegtuie insit. Ek sal hulle op treine sit. Ek sal hulle op busse sit. En ek sal hulle stuur in die nasies in. En hulle sal die goedheid van God verkondig. Ek wil vir julle in Beaufort Wes sê, julle sal geskok wees as jy kan sien wat die Here met jou lewe kan doen. En ek spreek nou oor jou lewe, dat vars visie kom na jou lewe toe. Dat jy weet God kan jou gebruik vir 'n doel en hy kan die nasie skud deur jou lewe. Jong manne, daar's paar van julle wat evangeliste gaan word en die Here gaan julle kragtig gebruik vir sy wil. Van julle gaan pastore word. Jy weet, ons hierso was in Junie, toe kom so 'n jong seun na my vrou toe. En hy sê vir my vrou, asseblief, bid vir my. My vrou sê, vir wat? Hy sê, ek wil 'n pastoor word, as ek groter word. Mense, prys die Here, want ons hoop vir julle land. As die Here dit al in die hart van die jonges gesit het, om vir hom te werk, wat dink jy kan hy doen in hierdie land? Wat dink jy kan hy doen in Beaufort Wes? Ek dink ons moet onder andere estimate, hoeveel van julle is geroep om vir die Here te werk? Hoeveel van julle is geroep om besighede te begin? Hoeveel van julle is geroep om die ekonomie van die land te verander? Maar laat het maar net een vreemdeling vat vandag, om vir julle te remind, dit is julle. Ja, jy, onder my stem, jy is die antwoord vir die land. Jy is die een wat besighede gaan begin. Jy is die een wat 'n prediker gaan word. Jy is die een wat jou straat gaan verander. Jy is die een wat jou huis gaan verander. In Jesus magtige naam. Kom aan ouer gare, kom ons prys die Here vir die goedheid van God. Toe ek op 17 my hart vir die Here gee, binne 2 jaar, toe is my susters gered, my pa teruggekeer na die Here toe, met vuur en vlam, en alles het begin change. Een van die manne wat hier so MC vandag, Dani, is my swaar. Hy dien die Here vandag as 'n pastoor. Jou hele familie kan inkom. Jou vriende kan inkom. Dit vat net een om ja te sê vir Jesus Christus. En alles kan begin verander. Jy moet net faithful bly. Bly net getrou in die Here. Bly getrou in die plan van God. Bly net ploeg vir God. Hy is getrou. Hy sal sy planne geskied oor jou lewe. Amen. Prys jou magtige God. Prys jou magtige God. Ek wil nou gaan met julle praat. Wat sê, jy het nog nooit in jou lewe, het jy gesê, Jesus Christus, ek kom nou na jou toe, en ek wil my volle lewe vir jou gee. Kan almal gou luister? Kan ek vra vir stilte? Shh. Kan almal oppraat? Almal oppraat? Stilte asseblief, net 'n bietjie respek, net vir hierdie oomblik asseblief. Die Bybel sê vir ons, as een persoon na God toe kom, gaan al die engele in die hemel mal vir Jesus. Hulle skree, hulle baljaar, want een het teruggekom na die Here toe. Dit wys my, die Here vat hierdie baie ernstig op. As jy nog nooit jou lewe vir die Here gegee het nie, wil ek vir jou vra, soos wat jy gehoor het wat die Here se bloed vir jou gedoen, wat het sy liggaam vir jou gedoen, dat God het hom gestuur. Die woord sê, dat God het die mensdom so lief gehad, hy het sy seun gegee. Vir jou as 'n sondaar, die Here het jou nie gelos, waar jy jou gevind het nie, maar hy het 'n oplossing. En daai oplossing is om jou te restoreer, dat jy God kan ken vandag, en dat jy vandag vir hom kan lewe. In Johannes 17 sê dit, dat die ewige lewe is om God te ken. Ek wil vir jou sê, sondaar, moenie wag totdat jy doodgaan nie, maar maak vandag die dag van jou redding, dat jy vandag lewe vir God. Laat jy vandag lewe vir God. Laat niemand rondbeweeg, behalwe ons span nie. Vandag is die dag, bietjie sagter, DJ, op die musiek. Vandag is die dag van jou redding.
Vandag is die dag dat jy terugkom na die plan van God vir hoekom hy jou geskape het. En dis om 'n verhouding met jou te hê. Die ewige lewe is om Jesus te ken en om hand in hand met hom te lewe en hand in hand met hom te loop en om God van die hemel en aarde jou pappa te noem. Jy hoef nie meer huisloos te wees nie. Jy hoef nie meer vaderloos te lees nie. Maar daar's 'n pa wat jou wil aanneem vandag. Ek wil vra, as jy 'n sondaar is en jy het nog nooit jou lewe vir God gegee nie, maar jy sê vandag is die dag wat ek my lewe vir God gee. Ek gee nie of jy 10 jaar oud is, 12 jaar oud, 13 jaar oud is nie. Ek gee nie of jy 80 jaar oud is nie. As jy weet jy het nog nooit bekeer en jou lewe neergeleef vir God en gedraai van jou sondes af nie, wil jy nie nou jou hand opsteek en sê vandag is my dag nie? Hou jou hand hoog op. Jy sê vandag is die dag. Ek gaan nie nog 'n dag mors nie. Vandag is die dag wat ek my lewe voluit vir die Here gee. Ek doen dit een keer en ek doen dit behoorlik. Amen. Ek gaan nie die Here dien met amens in die kerk, maar daar buite lewe ek vir myself nie. Ek bekeer. Ek draai na die lewende God toe. Mense, kyk al die hande hier so om julle. Kan julle sien ons hoop vir Beaufort Wes? Want ons kinders van die Here wat nou gebore gaan word deur die Gees van God. Kan ons die Here hande klap gee? Ek gaan julle nou vra asseblief om dan ook jou trots neer te lê en om voor te kom, maar ek wil net nog 'n klomp mense uitnooi. Jy sê ek het my lewe bekeer, net soos hierdie man wat voor julle staan. My ouma sê ek was 2 jaar oud. Ek het voor haar gestaan op die plaas en ek het opgekyk na die sterre toe en ek het gesê God is groot. En my ouma sê sy het my na die Here toe gelei. En ek het my lewe vir die Here gegee toe ek 2 jaar oud was. My ma het my die kerk groot gemaak. Ek het 'n hart vir God gehad, ek kan dit onthou. Toe ek 9 jaar oud was, toe praat hulle oor die Heilige Gees. Toe sê ek, God, wat is die Heilige Gees? Toe sê God vir my, ek hoor sy stem. Die Heilige Gees sê, maak jou mond oop. En toe ek my mond oop maak, toe vul die Heilige Gees my, toe bid ek in die hemelse taal. 8, 9 jaar oud. En ek het dit berou in my hart oor hierdie volgende saak. Want soos ek sê, ek het nie 'n pa nie. Toe soek ek vir iemand wat my sal lief hê. Toe soek ek vir acceptance. Ek is geboelie. Nou soek ek vir vriende wat my sal aanvaar. En die vriende wat my toe aanvaar is vriende wat wild is. Vriende wat woes is, hulle drink, hulle suip, want hulle is net so stikkend soos ek. Hulle weet nie, hulle soek dit vir hoop. En toe ek in die wêreld in, tussen die girls in, toe ek 'n neef wat drugs doen, toe begin hy vir my drugs gee. Maar for some reason kon ek nie hoog raak nie, want ek dink my ouma het vir my gebid. Prys die Here vir my ouma. Ek kon dronk word, maar ek kon nie hoog word nie. Prys die Here vir my ouma. Maar ek het die wêreld gekies, met die Gees van God binne my, met die bloed van Jesus op my, het ek die wêreld gekies. En laat ek nou vir iets heerliks sê. As ek gesterf het, was ek reguit hel toe. Al het jy die Gees in jou, al het jy die bloed op jou, as jou voete nie mik vir God nie, gaan jy hel toe. En ek het dit geweet, en ek sou nie eens gestry het met die Here nie. Want toe ek sonde proe, toe is ek lus vir dit. Toe soek ek dit. Ek wou girls gehad het, ek wou die alcohol gehad het. Ek suip myself een aand 16 jaar oud dat ek moet hang in 'n boom, want ek kan nie regop staan nie. Jy word my volgende oggend wakker en jy voel so stront, man. Jy voel soos gemors. En daar kom die Here toe na my in 'n droom. Ek word wakker in 'n huis. Die mooiste huis wat jy al ooit gesien het. En ek dink daai huis verteenwoordig die plan wat die Here vir my het. Man, dis die mooiste huis wat jy gesien het. Maar oral in hierdie huis lê daar afgekapte private dele van mans en vrouens. Ek is geskok wat ek sien in hierdie huis.
Ek dink, wat gaan hier aan? Wat 'n veiligheid is hierdie? En buite skree iemand soos of hulle doodgaan. Doodgaan. En ek weet is my girlfriend op daai tyd wat ek gehad het. Die meisie wat ek gedate het was stikkend. So sy het vir vervulling gesoek in seks. En sy was te voor op die wa vir my. Ek was nog innocent genoeg daai tyd. Ek was nog 'n virgin, met ander woorde. As ek kan stryd praat met julle. Maar die girl sou my vinnig in 'n pad gevat het wat ek daai sou verloor het. Daar's van julle het dit al verloor, maar ek gaan nou vir jou sê, die Here gaan jou virgin weer maak vandag as jy jouself bekeer. Hy sal jou virgin maak. Maar is my girlfriend in daai droom wat geskree het, blou moord. Ek geweet presies waar is sy. En ek hardloop uit my huis uit. Ek hardloop en ek spring op hierdie muur, hierdie groot muur, met een groot spotlight soos daai. Sien jy daai spotlight? Hy gooi maar so kringlig. En toe ek oor daai muur kyk, toe sit my girlfriend daar. En reg langs my girlfriend, so 'n massiewe gorilla van 'n demoon. Massief. Hy hou haar net so vas. En sy skree vir haar lewe. Maar sy is hopeloos. En op die kring van hierdie lig staan daar so 1000 bobbejane met sulke holtes in hulle oë. Daar's nie siele in hulle nie. Want ons noem hulle bose geeste. Wat so staan, reg om my lewe te verwoes. Maar daar's een lig wat anders. Wat hulle so eenkant hou. Mense toe gaan wakker word. Toe weet ek, daai demoon is in my kamer. Ek is so bang. Ek is so bang. Ek bid net, Here, asseblief. Ek weet nie waar hy demoon in my kamer is nie. Maar laat hy my nie vat nie. Laat hy nie in my inkom nie. Laat hy nie op my spring nie. Daai volgende oggend soek ek die een ou wat ek weet die Here dien. En laat ek vir hulle sê, ek was in 'n Christenskool, vol sondaars. Maar een man, wat ek geweet het, ek het genoeg, die ou is gay. Want as ons porn kyk, wil hy nie kyk nie. As ons goed uitdeel, wil hy nie hê nie. Toe ek nie, die ou moet gay wees. Maar toe ek skielik sien, my lewe is op pad hel toe, toe weet ek, daar's een ou wat ek kan hardloop. Want daar's een ou wat geregtig gelewe het vir die Here. Daar's een ou wat lig geskyn het. Daar's een ou wat sout nog was in daai skool, Christenskool. Toe hardloop ek na hom toe en ek sê, asseblief, bring my terug na die Here toe. Die man het my gedisipel, hy het my gedoop, hy het my geleer van die dinge van die Here, en hier staan ek vandag. Here, ek gee jou prys en ek gee jou lof vir die goedheid van die Here. Want as jy 'n wilsbesluit maak vir God, is daar niks wat jou kan keer nie. Maak nie saak hoeveel demone teen jou lewe kom nie. Maak nie saak of jy 'n ma of 'n pa nie het nie. Maak nie saak wat 'n generational curse daar is nie. Ek gee nie ons om wat 'n curse oor hierdie land is nie. Die bloed van Jesus is te sterk. Die liggaam van Jesus is te sterk. Daar is die tweede groep mense waarmee ek moet praat. Jy ken die Here. Jy sit in die kerk, jy skree amen. Maar as jy die kerk verlaat, doen jy niks vir die Here nie. Jy is backslidden. Jy het ontmoeting met godsdienst gehad, maar nie met Jesus Christus nie. Want God, wat Jesus Christus beteken, alles begin 'n stelselmatig change. Saad bring 'n opkoms na sy eie tipe. As Jesus Christus in jou kom 'n tipe Jesus Christus uit jou uit. Het vat net tyd. Soos jy al een keer jouself bekeer het, maar jy het niks met daai kennis gemaak nie. Jy het dit begrawe. Jy het jou pad verloor, jy is weer terug in sonde. Steek vir my hand op as jy sê, vandag is die dag dat ek terugkom. En hou hom op. Jy was by die Here. Jy was by die Here, jy het teruggedraai na die wêreld toe, en jy sê, ek kom terug na die Here toe. Ouer gare, jy het al die gospel message gehoor vandat jy 3 jaar oud is. Maar jy het nog niks met dit gedoen nie. Ek vra jou, ek pleit met jou. Maak vandag die dag wat jy sê, Jesus Christus,
ek soek 'n aanraking van jou, maar niks anders te nie. En as ek by die plek uitloop, wil ek changed wees. Is julle reg? So daai eerstes wat julle hande opgesteek het gesê, vandag is die eerste dag dat ek my lewe vir die Here gee. Ek vra jou nou, staan op jou sitplek uit en kom hierso by hierdie hekkie in en kom join my hierso voor. Moenie trots wees nie, moenie skaam wees vir die Here nie, maar staan op en kom join my hierso. En jy sê, vandag is die dag dat ek terugkom na die Here toe. Staan op uit jou sitplek uit, kom join my hierso. Laat ons saam kniel voor die Here.